Goeiemôre, good morning. Ja, dis weer maandag, maar moenie bekommerd wees nie. Ons is hier om seker te maak dat die week op die regte noot afskop. Dis reg, ja, met goeie geselskap en 'n oggend propvol vermaak. O, heerlike vermaak, maar voordat ons by die vermaak uitkom, wat sê julle van die weer? So lekker. Ons area in Pretoria het uiteindelik lekker reën gekry. Ja. Beteken dat die somer is nou hier. Ek dink so en ek dink almal se tuine juig van die reën wat uit die lug uitval. Dis Hulle gaan regtig. leef. Die lekkerste was vir my net om gisterand so 'n bietjie van 'n donder weer Ja. te hoor. Hy dreuning. Die somer is hier. Die somer is hier en die dinge gaan kook vandag hier op Goeiemôre, good morning. Letterlik. Ons gaan 'n heerlike straatkos opdien in 'n regte foodtruck of wat noem hulle dit, 'n koskarretjie. Hier buite. Die ateljee Arnold is terug met al die sporthoogtepunte. Tuis gaan natuurlik sy 50 sent deel oor al die dinge wat jou geldsaake affekteer en die sangers Len Miller en Tai is hier om ons meer te vertel oor hulle nuwe enkels. Het ek nou gesê Tai? Dis 'n Tai tamaletjie daai. Dis Tai. Dis hoe ek haar naam onthou. Tai is ook hier. Kan nie wag nie. Heerlike vermaak. Maar ja, om die dinge af te skop wat hierdie oggend aanbetref, Tai. Oggendpraatjies. Yes, and my question to you this morning would be, if you were on a flight and it just kept circling and circling before the landing, what would be going through your mind? Ek sou dadelik bekommerd gewees het. Ja. Ek moet sê ek sou 'n bietjie kriewelrig geraak het om die mense te Dit het sê. al met my gebeur by George Lughawe wat die ouens soos dit ingegaan het om te land, Ja. toe skielik voel jy net daar gaan die petrol weer terug. Tweede rad, hier kom ons op in die lug en hy het gedraai en niemand het geweet wat fout is nie. Toe dink ek, hier kom die noodlanding nou. Maar daar gaan maar al die slegste scenario's gaan deur hy se kop. Ja, precies. That's exactly what happened to passengers on an Air Corsica flight when the plane had to circle the airport for about half an hour on the 16th of September. Pilots were unable to reach the only air traffic controller on duty at Ajaccio Napoleon Bonaparte Airport because he had fallen asleep. Ag nee. Regional controllers eventually alerted local authorities who entered the tower, woke the controller, and had him switch on the runway lights so that the plane could land safely. The captain said there was no panic on board and the passengers treated the strange situation with good humor. The incident has fueled concerns about understaffing in French air traffic control, an issue mirrored in the US as well. So, hierdie hele situasie, shame. Ek kry die ouetjie nogal jammer, nê, wat nou aan die slaap geraak het in the air traffic control tower. So dit was baie stil by die lughawe toe raak maar nie slaap. Toe raak hy maar aan die slaap, maar ek dink hy het ook, as hulle nou praat oor the issue of Ekskuus. understaffing, I think maybe he was a bit overworked and he just like kind of took a little bit of a nap. But I guess time and place for everything. En hoe kan jy nou weer, as jy by daai lughawe moet aankom, veilig voel dat daar 'n persoon gaan wees wat wakker is, wat die vliegtuig veilig gaan laat land? Ek sien net daai vlieëniers het gesê lekker, hulle het gespaar op die koste, is nie te veel petrol verbrand of airgas verbrand nie en skielik toe is hulle begroting heeltemal daarmee heen nadat hulle vir 'n halfuur langer moes vlieg. Maar shame. Ja, so mense sal hoop dat daar binnekort miskien een of ander aanduiding is in die nuus. Jy weet dat hulle dalk 'n bietjie meer personeel kon aanstel of 'n effens groter begroting goedgekeur het Ja. vir meer mense of personeel. Het een van julle al aan die slaap geraak by die werk? Nee. Nee, nog nie. Ek dink dit is haas onmoontlik, Ras. Dit is, want ons is regstreeks aan die gang. Maar, beslis. maar jare terug was ek 'n eiseklerk geweest. Dis baie jare terug in my begin daar. Ja. En dan jy so in daai cubicles mos gesit, dan kon hy ouma so 'n bietjie wegraak. Ek het 'n storie van iemand, ek dink dit was op Campus Radio. Ek dink nie dit was op kommersiële radio nie, maar iemand wat wel aan die slaap geraak het terwyl hulle op lig was. Nee, En daar was net stilte en hulle kon nie die persoon nie wakker maak nie. Hulle kon hom nie wakker kry nie. Het iemand maar nou ingegaan en ek weet nie hoe hulle hom wakker gemaak het nie. Weet jy wat het daar gebeur? Ek neem aan hy het na een of ander liedjie geluister. Toe raak hy in slaap. Lekker in 'n chilled vibe ingesit het. So dit kan gebeur. Was dit die graveyard shift? Terug. Ek dink wel, dit was die graveyard shift. Maar ja, ons is op en wakker. Ons is hier om jou wakker te maak op die regte manier. Ons is reg en op 'n ander noot dames, hou julle van melkskommels? Baie. Ja. Nee, 'n milkshake. Ja. Yes. Ek dink vroeër jare het ek baie meer daarvan gehou, maar deesdae ek het nie veel van 'n soettand nie.
Ja, en Snaaks, ook op 'n sekere stadium blykbaar is jou lyf, as jy ouer raak, begin raak, dan your body is not really very keen on dairy anymore. Wees gewaarsku op die ouderdom van 31 gebeur dit waar ek nou eers is. Wel, 'n nuwe studie van die University of South Wales toon dat selfs net een melkskommel vol versadigde vet die bloedvloei na jou brein kan belemmer en die risiko van beroerte en demensie kan verhoog. Navorsers het 'n studiegroep wat bestaan uit jonk en ouer mans 'n brain bomb melkskommel laat drink en gevind dat dit die bloedvate minder effektief laat funksioneer, veral by die ouer mans. Die melkskommel was gemaak van room en het 1362 kalorieë en 130 gram vet bevat. Eet is hoog in versadigde vet kan vrye radikale verhoog. Wat kan dit verhoog? Free radicals. Wat Vrye is dit? radikale. Wat is dit? Like Dis bad klink my so stuff, it floats springende. in your blood, I think. Okay. Jy sien, nooit te oud om te leer nie. En die bloedvate se vermoë om suurstof en glikose te vervoer verminder. Die American Heart Association beveel aan om versadigde vette tot minder as 6% van jou daaglikse kalorieë inname te beperk. Die navorsers sê hierdie studie herinner ons dat dit wat ons eet nie net jou langtermyn gesondheid beïnvloed nie, maar ook jou brein en liggaam direk en onmiddellik kan affekteer. Dis nogal 'n mond vol oor 'n melkskommel. Ek het dit nie besef nie. 130 gram vet. Dis baie, Dit nee. is baie. En oor die 1300 kalorieë. Ja. Dit is te veel. So wat hulle doen in hierdie tipe studies is dat hulle vat dit na die uiterstes toe. They take it to the extreme to prove their point. But if you're having a milkshake, just an ordinary milkshake at a restaurant or something with a meal, you're not going to have 130 grams of fat in that milkshake. So to prove their point, obviously they've got to use large quantities so that they can prove their theory. But I mean, come on. Kyk, ek dink deesdae is hulle baie kreatief met al die geure wat 'n mens kan kry. Verskriklik, nou hulle ombou. Die gewone geure wat 'n mens of waar 'n mens nog altyd gewoond was, dink ek is nie noodwendig so soet nie. Maar ek weet iets soos peanut butter en daai soort van melkskommels. Ek dink dit kan nogal ook om naby aan daai uitkom. Jy kry restaurante wat amper volledige ete maak net van 'n melkskommel. Presies. Dan is daar 'n donut en 'n waffle hier en die chocolate sous is oor en dit is 'n bietjie van dit is my 'n bietjie van 'n bom. So, back to the basics. Hou jy van so 'n tipe melkskommel of as jy nou 'n melkskommel kan bestel, watter een sal jy bestel? Ek is nogal mal of 'n vanilla of 'n sjokolademelkskommel. Ek is maar nou 'n basic mens. Ek gaan sê sjokolade of bubblegum en jy? Lemmetjie of borrelgom? Lemmetjie, lekker. Ja. Maar die ander ding is ook daai extreme milkshakes met die waffles en die donuts. Dit is it's very much like just for the visuals. Like how do you even enjoy that? Dit raak net te veel Dit is net amper. mooi kleurvol. Dit is. Daai is nou wat ouers gaan gesien en dan sê hulle Pietertjie, ons gaan nou vir pappa gaan vandag vir jou 'n lekker melkskommel koop. En dan weet die restaurant, pappa gaan nou 'n lekker whisky drink of 'n bier daarmee saam of 'n koffie. Elsa, Maar nou ja. jou disclaimer. Onthou net alkohol nie te koop aan persone jonger as 18 jaar nie. En ons het hierdie onderwerp darm nou maar werklik gemelk. Ek moet dit sê. Okay, Julle melkskommels net lang hierna. Net hierna gaan ons nog verder aan die melkskommeltjies werk, maar moenie nou dadelik een vat nie, hoor. Goeiemôre.